Hoofstuk 41. Jy beweeg my byna. Paulus het hom op die keiser beroep en Festus kon nie anders as hom na Rome te stuur nie. Maar daar het heelwat tyd verstryk voordat 'n geskikte skip gevind kon word, en omdat nog ander gevangenes saam met Paulus gestuur moes word, het die verhoor van hulle sake ook vertraging veroorsaak. Dit het aan Paulus die geleentheid gegee om die redes vir sy geloof aan die vernaamste manne in Caesarea en ook aan koning Agrippa die tweede en laaste Herodes bekend te maak. En na verloop van enkele dae het koning Agrippa en Bernice in Caesarea aangekom om Festus te begroet. En toe hulle daar verskeie dae deurgebring het, het Festus die saak van Paulus aan die koning voorgelê en gesê: Hier is 'n man deur Felix as gevangene agtergelaat, teen wie die owerpriesters en die ouderlinge van die Jode, toe ek in Jerusalem was, 'n klag ingedien en vonnis teen hom gevra het. Hy het hom in die omstandighede te kenne gegee wat daartoe aanleiding gegee het, en dat die gevangene hom op die keiser beroep het. Hy het vertel hoe hy hom verhoor het, en dat die Jode nie die soort beskuldiging teen Paulus ingebring het wat hy sou verwag het nie, maar sekere twisvrae oor hulle eie godsdiens en oor 'n sekere Jesus wat dood is, van wie Paulus verklaar het dat hy lewe. Terwyl Festus sy verhaal vertel, is Agrippa se belangstelling opgewek en hy het gesê: Ek sou self ook graag hierdie man wil hoor. Om aan hierdie begeerte te voldoen, is 'n byeenkoms vir die volgende dag gereël. Op die volgende dag het Agrippa en Bernice toe met pragt en praal gekom en die gehoorsaal binne getree saam met die owerstes oor 1000 en die aansienlike manne van die stad, en op bevel van Festus is Paulus voorgebring. Ter ere van sy besoekers het Festus getrag om van die geleentheid 'n indrukwekkende praalvertoning te maak. Die kosbare gewade van die goewerneur en sy gaste, die swaarde van die krygsmanne en die skitterende wapenrusting van die bevelvoerders het aan die toneel glans verleen. En daar staan Paulus toe, nog altyd geboei voor die vergaderde geselskap. Wat 'n teenstelling het ons hier. Agrippa en Bernice het mag en aansien besit, en om daardie rede het die hele wêreld hulle gehuldig. Maar hulle het gebrek gelei aan die karaktertrekke wat God waardeer. Hulle was oortreders van sy wet, verdorwe van hart en lewenswyse. Hulle gedrag was vir die hemel afskuwelik. Die bejaarde gevangene, aan sy bewakende soldaat geboei, het in sy voorkoms niks besit waaroor die wêreld aan hom hulde sou bring nie. Nogtans het die ganse hemel in hierdie man, wat skynbaar sonder vriende en weens sy geloof in die Seun van God gevange gehou is, belang gestel. Engele het hom begelei. As die heerlikheid van een van daardie skitterende boodskappers sigbaar geword het, sou die koninklike pragt en praal verbleek het. Koning en howelinge sou teen die aarde neergeval het, soos met die Romeinse wagte by die graf van Christus gebeur het. Festus het Paulus self aan die vergadering voorgestel met die woorde: Koning Agrippa en die manne wat almal hier saam met ons is, u sien hierdie man oor wie die hele menigte van die Jode my aangespreek het in Jerusalem en ook hier, en uitgeroep het dat hy nie langer behoort te lewe nie. Maar omdat ek gevind het dat hy niks gedoen het wat die dood verdien nie, en hy self ook hom op die keiser beroep het, het ek besluit om hom te stuur. Maar ek kan niks sekers oor hom aan my heer skrywe nie. Daarom het ek hom voor u gebring, en veral voor u, koning Agrippa, sodat ek na die ondersoek iets kan skrywe. Want dit lyk vir my onredelik om 'n gevangene te stuur en nie die beskuldigings teen hom aan te dui nie. Daarna het koning Agrippa aan Paulus die geleentheid gegee om vir homself te praat. Die apostel het hom nie deur die skitterende vertoon of hoë rang van sy gehoor van stryk laat bring nie, want hy het
geweet hoe nietig wêreldlike rykdom en status is. Aardse praal en gesag kon sy moed vir geen oomblik breek of hom sy selfbeheersing ontneem nie. Hy het verklaar: "Ek ag my gelukkig, koning Agrippa, dat ek my voor u vandag gaan verdedig in verband met alles waarvan ek deur die Jode beskuldig word, veral omdat u bekend is met al die sedes en vraagstukke onder die Jode. Daarom versoek ek u om my geduldig aan te hoor." Paulus het die geskiedenis van sy bekering uit verstookte ongeloof tot geloof in die Jesus van Nasaret as die verlosser van die wêreld verhaal. Hy het die hemelse gesig beskryf wat hom aanvanklik met onuitspreeklike angs vervul het, maar agterna 'n bron van groot vertroosting geblyk te wees het. Openbaring van goddelike heerlikheid te midde waarvan hy wat hy verag en gehaat en wie se volgelinge hy probeer uitroei het, op die troon gesit het. Van daardie uur af was Paulus 'n ander mens, opregte, ywerige gelowige in Jesus, en dit was herskeppende genade wat hom so verander het. Duidelik en kragtig het Paulus voor Agrippa die vernaamste gebeurtenisse aangaande die lewe van Christus op aarde beskryf. Hy het getuig dat die Messias van die profeseë reeds in die gedaante van Jesus van Nasaret verskyn het. Hy het daarop gewys dat die Ou Testament verklaar het dat die Messias soos 'n mens onder die mensdom sou verskyn, en hoe dat elke besonderheid wat deur Moses en die profete beskryf is, in die lewe van Jesus vervul is. Met die doel om die verlore wêreld te red, het die Seun van God die kruis verduur, die skande verag, en as oorwinnaar oor die dood en die graf na die hemel opgevaar. Waarom, het Paulus geredeneer, moet dit ongelooflik klink dat Christus uit die dode opgestaan het? Dit het voorheen vir hom so voorgekom, maar hoe kon hy weier om te glo wat hy self gesien en gehoor het? By die poort van Damaskus het hy waarlik die gekruisigde, herreese Christus aanskou, dieselfde een wat die strate van Jerusalem bewandel, op Golgotha gesterf en bande van die dood gebreek en na die hemel opgevaar het. Net so gewis soos Sefas, Jakobus, Johannes of enigeen van die ander disippels het hy hom gesien en met hom gepraat. Die stem het hom beveel om die evangelie van 'n Hebreëse heiland te verkondig, en hoe kon hy weier? In Damaskus, in Jerusalem, deur die hele Judea en in die verre uithoeke het hy getuig van Jesus, die gekruisigde, en aan alle klasse getoon dat hulle tot God moet bekeer deur werke te doen wat by die bekering pas. Om hierdie rede, het hy verklaar, het die Jode my in die tempel gevang en my probeer ombring. Maar omdat ek hulp van God verkry het, staan ek tot vandag toe en getuig aan klein en groot, en spreek niks buiten wat die profete en ook Moses gesê het, dat sou gebeur nie. Dat die Christus moes ly en die eerste wees uit die opstanding van die dode, en 'n lig aan die volk en die heidene sou verkondig. Die hele geselskap het met gespanne aandag na Paulus se verhaal van sy wonderbare belewenis geluister. Die apostel het oor sy geliefkoeste onderwerp uitgewy. Niemand wat hom aangehoor het, kon sy opregtheid twyfel nie. Maar op die hoogtepunt van sy oortuigende welsprekendheid is hy deur 'n uitroep van Festus in die rede geval. "Jy is kranksinnig, Paulus. Die groot geleerdheid bring jou tot kranksinnigheid." Die apostel het geantwoord: "Ek is nie kranksinnig nie, hoogedele Festus, maar ek spreek woorde van waarheid en gesonde verstand. Want die koning, met wie ek ook vrymoediglik spreek, weet van hierdie dinge, want ek glo nie dat aan hom iets van hierdie dinge onbekend is nie. Want dit het nie in 'n hoek gebeur nie." Toe wend hy hom tot Agrippa en spreek hom regstreeks aan: "Glo u die profete, koning Agrippa?" "Ek weet dat u glo." Diep geraak het Agrippa sy omgewing en die waardigheid van sy ampt vergeet.
alleenlik bewus van die waarhede wat hy gehoor het, en met sy oë op die nederige gevangene wat voor hom as die gesant van God gestaan het, het hy onwillekeurig geantwoord: Jy beweeg my byna om 'n Christen te word. Met alle erns het die apostel geantwoord: Ek sou wel wil bid dat sowel byna as heeltemal nie alleen u nie, maar ook almal wat my vandag aanhoor, so mag word soos ek is. En toe hy sy geboeide hande oplig, voeg hy by: buiten hierdie boeye. Festus, Agrippa en Bernice kon met reg die boeye aangehaat het waarmee die apostel gebind was. Almal was aan groot misdade skuldig. Daardie oortreders het op daardie dag die aanbod van verlossing in die naam van Christus gehoor. Minstens een van hulle is byna beweeg om die aangebode genade en vergifnis aan te neem. Maar Agrippa het dit afgewys en geweier om die kruis van 'n gekruisigde heiland aan te neem. Die koning se nuuskierigheid was bevredig. Hy het van sy stoel opgestaan en aangedui dat die onderhoud verby was. Terwyl die geselskap uiteengegaan het, het hulle onder mekaar gepraat en gesê: Hierdie man doen niks wat die dood of die boeye verdien nie. Alhoewel Agrippa 'n Jood was, het hy nie die dweepsigtige ywer en blinde vooroordeel van die Fariseërs gedeel nie. Hierdie man, het hy aan Festus gesê, kon losgelaat gewees het as hy hom nie op die keiser beroep het nie. Maar die saak is na 'n hoër hof verwys, en dit was nou buite die regsbevoegdheid van sowel Agrippa